nie wakker vanmôre nie. Of iets is fout. Ons bring die lof en die eer aan die koning van alle konings, die Here van die heerskare, die groot en magtige. We bring all the glory. Here, ons loof U. Ons loof koning Jesus. Christus, die Heer. Loof koning Jesus. Aanbid Immanuel. Hy is die opperheer. Hy is die vredevors. Hy is die blinkmôre ster. Halleluja. Ek prys U vanmôre. Ek loof U vanmôre. Dankie Jesus. Thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. Ons prys U naam vanmôre en ons roep U naam uit vanmôre oor hierdie vergadering. Ek sê, laat die naam van die Here geprys word, van nou af tot in ewigheid, van waar die son opkom, tot waar die son ondergaan, sê ek, laat die naam van die Here geprys word. Ons loof, ons eer, ons prys U, Jesus, as ons koning, halleluja. Ek praat nie vanmôre van koning Charles van Engeland nie, ek praat nie vanmôre van ons staatspresident nie, ek praat van koning Jesus. Halleluja! Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Baie dankie, U kan vir 'n oomblik sit. Dit is my voorreg inderdaad om vanmôre vir U te kan groet in die geseënde naam van Jesus Christus. En ek wil sê baie welkom ook van my kant af. En ek het nou nie gesien wie is almal hier met vakansie nie. Kan ek die hande sien, opsien? Wie is almal hier? Julle is so welkom. As ek nou vir pastoor Matthys gesê het, ek is so bly as mense met vakansie kom en hulle bring Jesus saam. Want baie mense gaan op vakansie, dan los hulle Jesus by die huis. So ek is bly jy is hier en ek is vanmôre bly dat toe jy hier inkom, toe kom Jesus en die Heilige Gees saam met jou. En ek wil sê 'n baie geseënde Christusfees van my kant af, van die bestuursraad se kant af, wil ek sê 'n geseënde Christusfees. Jesus is the reason for the season. So geniet die diens. Ek weet van 2 pastoorgesinne wat vanmôre hier is, pastoor Matthys van Michelle Dale en pastoor Peer en Jackie Hofman van Pinkster PPK gemeente Kraaifontein, is ek reg? Is die enige ander pastoor in die huis vanmôre? Jy is so welkom. Die pastoor, ek is baie bly dat julle hier is en ek gee julle vandag af. Julle kan rustig wees in die teenwoordigheid van die Here. Ek weet nie of dit met julle ook so is nie. Ons is net mens en ons raak ook moeg en ons moet ook rus. En dan, as jy nou vir die eerste keer in 'n lang tyd, dink ek het pastoor Peer hulle miskien meer as 25 jaar laas gesien. En as jy nou vir die eerste keer in 'n baie lang tyd weer in 'n gemeente is, dan sal hulle sê, kom bid vir ons. Daar's net nie verkeerd nie, maar ek dink 'n mens wil net partykeer ook 'n bietjie relax. So vanoggend trek ek die voorskoot aan en ek hoop ek kan julle 'n bietjie bedien vandag. Die Here seën elkeen van julle. Ek is so bly vir ons huiskinders, ons familie wat vanmôre hier is. Soos die ingesê, inderdaad gee jouself 'n handeklap. Mens raak so gewoond aan die normale dinge. So iemand sê vir my, vanoggend, pastoor, ek lê al van 4 uur af al wakker, want ek is so bang ek verslaap. Ek sê, dis nog niks. Ek het die hele nag wakker gelê, want ek net moet onthou, dis kerk op 'n donderdag, dis nie Sondag nie. So this morning, we have our family from Australia still with us, and I'm asking, aren't you on your way today? No, we're going on Sunday. And I thought, okay, it is not Sunday today, so we are happy to have you as a family with us again today. Ek wil graag
aan u voorhou. En dit vandag gaan alles oor Jesus. Jesus, die krag van sy naam. En ja, dit is 'n skrifgedeelte wat gedurig aangehaal word. En ek wonder of Leanne my notas raak gesien het, want sy het ook al iets aangehaal wat ek hier aangeteken het. En ek wil vanmôre graag saam met u lees uit Jesaja 9 vers 5. Sommige Bybels is vers 5 en sommige Bybels is dit vers 6. Die Here seën vanmôre die woord aan u hart. Vader, ons dank u vanmôre dat u woord is lewe en u woord is krag. Ons dank u vanmôre dat u woord sê hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal vir ewig bly staan. En ek dank u dat u vanmôre hierdie woord in ons harte sal bære, dat u ons harte en ons ore sal salf, dat ons iets sal hê om saam te neem huis toe. En ek dank u vanmôre dat u vanmôre elke persoon wat luister na die woord, nie na my die Here, maar na die woord van die Here, dat u ons harte sal seën, ons in ons gees in sal verkoop, en dat ons met nuwe moed en nuwe hoop hier sal uitstap om u te gaan loof en prys. Jesus, ons eer u en ons sê dankie dat u was die woord die mens geword en onder ons kom woon. Ons eer u vanmôre. Amen. Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar. Nou is jy al lankal opgespring en gesê amen. Raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En dan Filippense 2 vers 8 tot 11 saam met dit. Sê die woord, sê Paulus, Jesus het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God vir hom, dis nou Jesus, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Halleluja! Sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van dit wat in die hemel en die wat op aarde is en ook onder die aarde. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. Prys sy naam. Halleluja! Nou ja, ek het nou nie vanmôre die ordinary pastore hier praat ons Afrikaans tussen Engels en Afrikaans en ons mengels. Ek het nou nie vanoggend hier die ordinary boodskapie van Jesus wat in die krippie is, Bethlehem se ster, die wyse manne wat gekom het, dis reg, dis waar, ek eer Vader God vir dit wat hy gedoen het, en ek weet daar is baie polemiek rondom die geboorte van Jesus Christus, ons verlosser. Daar's 'n hele, altyd, hier by Kerstyd is daar 'n storie oor dit. Ja, ek weet, Jesus is nie presies op 25 Desember gebore nie, eerder hier middel na einde September, begin Oktober. Maar dit is 'n globale datum, wat vandag wêreldwyd, waar ons net die geboorte van Jesus kan vier, en kan sê, dankie koning Jesus, dat hy gekom het. Dit is sad, dat baie mense sien nog steeds
die onmoontlike dinge word moontlik. God het vir Jesus, sê die woord, 'n uitermate verhoog. Dis nie sommer net verhoog nie. Hy het hom 'n naam kom gee, 'n naam bo alle name, 'n naam wat die woord sê, voor wie elke knie nog sal buig, 'n naam wat die woord sê, elke tong nog sal bely, dat Jesus Christus die Here is. Ek wil Jesus vanmôre voorhou aan u, as die bron van krag. Werk die fans nie, of hou julle nie van die fans nie? Die aircon is 'n bietjie laag. Ek wil aan u voorhou vanmôre, die bron van krag, die glorie van sy naam, en ek wil graag probeer om 'n portret van Jesus en sy wonderbare naam aan u voor te hou. Dalk het ek dit al gedeel hier, maar dan vertel ek dit vir u wat nog nie vanoggend dit gehoor het nie. Ek het een keer iewers gelees, en dit is 'n ware verhaal, van 'n man wat baie siek was. En hy was eintlik sterwend gewees. En hy lees 'n traktaatjie oor genesing, dat Jesus maak nog gesond. En hy besluit, hy gaan 6 manne laat kom, om vir hom te kom bid. Nou kry die prentjie, hier lê hierdie sterwende man, hy's hulpeloos, hy's in sy bed, hy kan niks doen nie, hy het nie 'n greintjie krag in sy liggaam om enigiets vir homself te doen nie. So, hy het gelees dat mense kan vir siekes bid. So laat hy toe nou die 6 manne kom. Hulle bid vir hom. Hulle salf hom met olie. Volgens Jakobus 5 vers 14. Wat sê? Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid. Sê die woord, nadat hulle hom in die naam van Jesus, in die naam van die Here, met olie gesalf het, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Weet jy wat sê die woord verder? Hy sê, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom ook vergewe word. Wow, wat 'n awesome God! En hierdie ouens bid vir die man, hulle salf hom, maar omdat daar geen onmiddellike manifestasie van genesing was nie, begin hierdie siek man verskriklik te huil. Nie die 6 persone, hulle stap uit daardie man se huis, en hulle is so diep teleurgestel, dat die siek man ooglopend steeds nog in 'n onveranderde kondisie daar lê. Buite gekom, sê een van die 6, julle, ons kan nie vir die man so los nie. Kom ons gaan terug en ons probeer net iets doen. Kom ons begin en ons spreek net die naam van Jesus oor hom. Hulle draai terug. Kom weer daar. Hulle begin fluister. Jesus. 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 Niks gebeur nie. But as they continue to whisper, Jesus, 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 just the mention of your name. As I continue to whisper the name of Jesus, the power of God began to fall. And as they saw God beginning to work, their level of faith increased, and as well as their joy and their expectation, and they started calling out the name of Jesus louder and louder and louder. I'm just translating by heart for our English friend here. So as they did this, right before, in front of their very eyes, this sick man arose from the bed. He got dressed by himself and he was completely healed. What happened? The secret was the 6 men, they took their eyes off the sick person
that is in the name of Jesus, the name of the Lord is a strong tower. Hoe was ons meer, maar die krag in die naam van Jesus wil waardeer. Wie sal weet wat kan in ons lewens gebeur? Jesus het gekom sodat wanneer ons sy naam noem, 'n verandering in die atmosfeer kan plaasvind. Weet jy, veral hier in die gans my wêreld hoor hy, hulle ken Jesus net as 'n vloektaal. Iemand praat met my en hy noem Jesus se naam en ek sê, yes, wat met ons? Wat ek hoor jy praat van my liefling. Needless to say, hulle het nooit weer die naam van Jesus gebruik wanneer ek naby is nie. Maar baie mense ken Jesus net as 'n vloeknaam. Vir my is dit die mooiste naam, die soetste naam. Dit is die naam wat my gered het, wat my genees het, wat my verlos het. Die naam van Jesus is die naam bo alle name. Daar's krag in Jesus se naam. Maar Jesus se naam is nie net 'n towerstaf wat jy links en regs kan swaai tot jou voordeel wanneer dit jou pas nie, wanneer niks anders meer werk nie. Maar as u en ek in 'n verhouding met hom staan, het ons krag en het ons autoriteit om aan te wend die naam van Jesus en ons kan dit eer sodat hy verheerlik mag word. It is all about Jesus. Dis in daardie naam wat verlamdes opstaan uit rolstoele en begin te loop. Ons het dit baie kere in ons bediening gesien. Dit is in daardie naam wat dowe ore net ooppop en hulle kan weer hoor. Genesing en oorwinning en deurbraak plaasvind. Ken jy vanmôre die naam van Jesus? As die naam van Jesus, ons praat mos vanmôre oor Jesus, gebore vir ons. As die naam van Jesus geloof en geëer en gespreek word, kan dit nog steeds die atmosfeer rondom ons verander en lig kan steeds deurbreek in 'n donker situasie, want die woord sê Jesus is die naam bo alle name. Ons kan met vertroue in die naam van Jesus in hardloop en ons kan veilig daar wees. Hoeveel kere na my kind en na my man se heen gaan, kon ek maar net laag buig, wanneer dit vir my voel, my hart breek in 1000 stukke, en ek verstaan en niks daarvan nie, kon ek net op my knieë neerval, en sê, Jesus, 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 en weet jy wat, dit verander 'n donker situasie, en hy kom, en hy tel my kop net weer op, en ek het moed om aan te gaan deur die dag. Vele kere het ek al van hierdie platform af gesê, en ek sê dit weer, die woord sê, daar is nie 'n naam soos Jesus bo in die hemel nie, daar is nie 'n naam soos Jesus op hierdie aarde nie, daar is nie 'n naam soos Jesus in die donker dieptes van die aarde nie, daar is geen naam gelyk aan Jesus. Hy is die skoonste uit 10.000 en ek is so bly, jy is saam met my opgewonde oor die naam van Jesus. Hy is die blink en môre ster, niks het nog verander nie. Ek wil 'n getuienis deel. Ek het dit al hier vertel, maar weer eens, ek vertel het vir wat nog nie dit gehoor het nie. Dit gaan oor Jesus. Was nie meer, ek kan so lag baie keer as die mense sê, dit was daarom 'n lekker kerk vanoggend gewees, en dan sê hulle vra, waaroor het die diens gegaan, wat het hulle gepraat, sy het oor Jesus gepraat. Maar ek wil nie vertel van Jesus. Daar die jare, as toe Pierre baie keer daar kom bedien, en in die ou AGS gebou, die ou kerkie, het ons gereeld elke maand deernag bidure gehou. En een oggend 1 uur, weet jy, Trudy, Helena, Sylvia, hulle het daai mense, hulle kon dalk daar gewees het. Een oggend 1 uur is Arnold en ek en van ons gemeentelede besig om te bid. En skielik gebaar ons 'n krag en 'n teenwoordigheid in die plek en ons, jy weet net, Jesus is nou hier. En ons
ons begin, almal sommer net, niemand sê, kom ons doen dit nie. Begin die naam, ek sit agter die orgel, begin die naam van Jesus net oor en oor te sê. Met ons fisiese oë sien ons, hoe kom Jesus, sien ons hierdie beeld van Jesus, wat in die paadjie afgestap kom, met skitterwit klere, 'n goue gordel om sy middel, en so, oor sy bors, 'n glanswit kleed, en daar is 'n krag wat om hom straal, dat ons nie anders kan, as om net op ons gesigte neer te val, en ons hoor fisies, die geritsel van sy kleed, ek dink jy was daar gewees, om my uit te dra, nie jy was daar, ons hoor die geritsel van die kleed, en ons lê op ons gesigte, en weet jy, ek kry 'n geleentheid, om op te kyk, in sy gesig, en ek sien, iets wat tot vandag toe nog by my bly, dit is oë, daar was iets aan Jesus se oë, wat jou deurbreng, met liefde, dit het gelyk, asof dit 'n rivier is, wat uit sy oë gevloei het, en die liefdeslig en krag het uitgegaan uit hom uit, binne in ons in, en ons groep was net nooit weer dieselfde gewees nie. Once you have met the man of Galilee, your life can never be the same again. Op daardie tyd, ek het nou nie geweet, André gaan vanmôre hier wees nie, maar praat van jou moeder. Op daardie oomblik sien ons, Jesus staan stil by 2 persone, waaronder die een tannie Lisa Gous is. Sy was siek op daai tyd, ek kan nie meer onthou wat aan bekeer het nie. Weet jy, julle sal onthou, Jesus raak haar aan, en sy staan gesond van hy grond af op. Ons dromspeler, Jesus het hom aangeraak, net daar waar hy gesit het agter die dromme, het hy die dooping in die Heilige Gees by die wyse van spreek in tale ontvang, en ure daarna het ons steeds onder die krag van die Here gelê, en die naam van die Here groot gemaak, en Jesus geprys. Nou wat het verander van toe tot nou? Werk God nie meer so nie? Pastor Peer, wat het verander? Pastor Matthys, God het nog nooit verander nie. Hy is nog dieselfde. So dalk, ek sê net dalk, miskien het ons dalk verander. Want in die meeste gevalle, sien nie, ons is so besig, dat ons het nie meer tyd om die aangesig van die Here te soek nie. Hy is ons die laaste prioriteit op ons agenda, of bestaan glad nie meer nie. Revelation 1 verse 8 says, He is the Alpha. He is the Omega. He is the beginning and He is the end. Jesus is die Almagtige. Hy is die Almagtige. Hy is die eerste. Hy is die laaste. Wie is hier die Jesus? Ek los u met 'n paar name, by wie ek hom ken. Ken die liedjie van Master, Redeemer, Savior, God and friend. And the angels called him Jesus, but I call him Lord. Wie is hierdie Jesus vanmôre? In 1 Johannes 2 vers 1 is Jesus ons voorspraak. Jy weet wat is 'n voorspraak? As jy in die moeilikheid is en iemand gaan tree vir jou in en sê, weet jy wat, help net hierdie ouetjie asseblief uit. Jesus is ons voorspraak. He's our defender. In Hebreërs 12 vers 2 sê, Jesus is die volleinder van ons geloof. Matteus 28 vers 18 sê, hy is ons autoriteit. Johannes 6:35 sê, Jesus is die brood van die lewe. Ek so bly is opgewonde oor my Jesus. Matteus 3 vers 17 sê, hy is die seun van God. Matteus 9 vers 15 sê, hy is ons bruidegom. Psalm 118, Psalm 118, verse 22, who is this Jesus? He is, the word says, he is the chief cornerstone. Oh wow, hallelujah. Johannes 10 vers 10 sê, hy is die goeie herder. Hebreërs 14 sê, my Jesus is die groot en hoëpriester.
7 vers 14 sê Immanuel. Hy is ons Immanuel. Dit beteken God met ons elke dag. 365 dae van die jaar is hy met ons. Openbaring 5 vers 5 sê, Jesus is die leeu in die stam van Juda. Johannes 1 vers 41 sê hy is die Messias. In sy naam is steeds redding. In sy naam is steeds verlossing. In sy naam is steeds hoop. In sy naam is steeds krag. In hom is lewe. Hy is die opstanding en die lewe. Halleluja! Amen. Julle my mense wat ons worship team kan maar kom. Die mense, ek het dit al so baie keer gesê, fokus ons meer op wat die vyand doen. Oh, maar die duiwel doen dit, en die duiwel doen dat. Ek het verlede week gesê, hou op om 'n man aan hom eer te gee. Hy het nie 'n plek in die huis, net hier onder my voete. Sê ja, maar die woord sê, hy gaan rond soos 'n brullende leeu. Dit is heeltemal reg. Hy gaan rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie die brullende leeu nie. Ek het Sondag gesê, hy's 'n muis met 'n mikrofoon. And what you focus on, you magnify. Maar daar's 'n leeu, halleluja. Ek hoor dit. Die leeu in die stam van Juda. Prys sy wonderlike naam. Isaiah 9 verse 6 says, His name is wonderful. His name is Counselor. He is the mighty God. He is the everlasting Father. And He is the Prince of Peace. Hallelujah. Vir Jesus. Kan ons Jesus vanmôre die beste gans by hande klap gee? En Jesus aanbid vir wie hy is nie. Ons kyk net altyd wat kan hy vir ons doen. Kom ons aanbid hom vir wie hy is. Vat jou fokus weg van dit wat rondom om jou gebeur. Kyk op Jesus. Maybe this morning you need to recommit. Maybe this morning you need to rededicate to Jesus. This morning, maybe you need to rediscover the power in His name. Jesus is gebore vir ons, sodat ons kan vry wees. Net waar jy staan, begin ek met hom te praat. Halleluja. Thank you, God, for sending Jesus. Begin ek met die Here te praat. Create your eie worship. Net waar jy staan, die kragtige naam van Jesus. Angels bow down and cover their face when they hear the name of Jesus is mentioned. He's the name above all names. He's worthy of all praise. When the name of Jesus is mentioned, miracles happen. When the name of Jesus is mentioned, the voice of the enemy is silenced. When the name of Jesus is spoken and mentioned, the Holy Spirit shows up. And the Holy Spirit honors the name of Jesus. Daar's net een naam.
net een kosbare naam, die naam van Jesus. Just lift up your hands. Forget about yourself. Let us stand in worship and take some time in the presence of God to worship His holy name. I want to say, Jesus, I salute you this morning. I honor you this morning. Kan ons vir 'n oomblik net staan en hom vereer in sy teenwoordigheid? Oh, come, let us adore him. Die diens is oor. Jy kan nou in binne oomblike huis toe gaan, die dag saam met jou familie geniet. Maar vir hierdie oomblik, kom ons fokus net op Jesus. Oh, come, let us adore him. Kom ons sing dit in aanbidding. Vader, ons loof U, ons prys U, ons dankie, Here, vir net die saamwees vanoggend, Here. Here, dankie vir U woord, Here. Dankie vir U teenwoordigheid, Here. Dankie vir die werk wat U in ons harte kom verrig het, Here. Here, ek wil nou vra, U wil elkeen nou uitgaan, Here, dat U ons sal vooruitgaan, Here. Here, bewaak ons hart, bewaak ons gedagtes, Here. Lei ons stappe, Here. Here, dat alles wat ons doen, Here, tot eer en verheerliking van U naam sal wees, Here. Here, dankie dat ons vanoggend kan kom en kom sê, dankie vir dit wat U gedoen het, Here. Here, dankie dat U vir ons kom word het, Immanuel, God by ons, Here. Here, dankie dat ons ook nou kan intens bewus raak van U teenwoordigheid, en Here, help ons om bewus te bly van daai teenwoordigheid die waar ons nou uitgaan. Here, ek wil vra dat ons vanoggend opnuut ons lewens aan U kan kom oorgee, Here, en aan U al die lof en al die eer gee. Ons spreek vanoggend Jesus, Here, oor elke situasie, Here. Ons spreek dit in ons huise, Here, in ons families, Here, in ons gemeenskap, Here. Here, mag die Heilige Gees ons versterk nou in die tyd wat vir ons voorlê, Here. Vrede en seën vir elkeen wat vanoggend hier is, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.